Dit was in Johannes 21 dat ek lees dat Jesus se disippels na al die groot gebeure, die kruisiging en die opstanding, dat 7 disippels weggebreek het. Kan jy maar sê vir 'n manne-naweek. Hulle was op hulle visserskuit op die see van Galilea. Hulle was almal daar. Simon Petrus, Nathanael, die seuns van Zebedeus, Thomas en nog 2 ander disippels. Ek kan dink wat het hulle alles gesels daar die aand. Hulle het elkeen hulle eie storie gehad van wegvlug van Jesus en teruggevind. Hulle het geweet wat dit is om Jesus te verloon, te verraai, in die steek te laat. En nou is hulle almal aan boord van die skip en daardie nag vang hulle niks nie. En dan die volgende oggend vroeg of teen sonop staan Jesus op die strand. En dit is die geliefde disipel wat hom herken en uitroep, dit is die Here. Jy sien, dit is hoe die pelgrim van vrede loop. Hy loop jou in. Hy bly op jou hakke. Hy loop sy disippels kop onderste bo. Petrus spring oorboord nadat hulle 'n klompie visse gevang het en hulle almal hardloop na Jesus toe. En weet jy wat doen die prins, die pelgrim, die Here, wat vrede in sy hand het? Hy het vir hulle ontbyt gemaak. Het jy reg gehoor? Die koning van die hemel, die koning van die kruis en die leë graf, staan langs die strand en doen iets so op die oog af onbenullig, soos om vir sy disippels ontbyt te maak. En tog is dit presies wie Jesus is, nog altyd. Wanneer hy opdaag, daag hy nie op met vurige swaarde en 'n rottang en 'n oorlogsweermag nie. Hy daag op met 'n bietjie kos. Hy daag op om vir sy disippels wat die heel nag moeg geswoeg was en niks gevang het nie, om vir hulle kos te gee. Hy daag op om honger van hongeriges te stil, om dors te les. Soos Jesus. Nog altyd doen hy dit in volkleur. Nog altyd nooi hy mense. Kom 'n bietjie en kom eet. Kom sit by my. Ek wens ek het hierdie Jesus, soos wat Johannes hom teken, beter geken. In my kinderdae het ek gedink, hy's maar net kwaai en ver en omgesukkeld. Ek het maar gedink, God wil net vuur en swaal laat reën. O nee, maar waar Jesus is, reën dit seën, reën dit vergifnis, reën dit tweede kanse. Is daar 'n vuurtjie wat brand, wat hitte afgee met die vredesgesant van die hemel, die pelgrim van vrede wat my nooi. Kom sit 'n bietjie hier by my en kom eet saam met my. Het jy dit nodig? Wel, daar's vir jou plek. Dit is die Here wat jou nooi, niemand anders nie. Dit is hy wat sy maaltyd vir jou gereed gemaak het, wat vir jou sê, hou op vlug. Jy wat so moeg is, hou op wegkruip. Jy wat so dikwels weghardloop. Ek het gekom om saam met jou maaltyd te hou. Ek het ook vir jou plek hier in my binnekring. Kom tot rus, kom tot bedaring, vind rus soos wat 'n klein kindjie aan sy moeder se skoot rus vind. By my is daar rus, nou en vir altyd. Dankie Here, dat U die God van rus en vrede is. Ek kom neem my plek by U voete in Jesus naam. Amen.